So as ons iemand lank terug gesien het, dan vra ons hulle, maar hoe gaan dit? Hoe voel jy vandag? En baie keer doen ons dit en dan vertel iemand hoe hulle voel en wat gaan aan, maar ons wil nie gelei word deur ons gevoelens nie. Ons doen dit omdat ons omgee vir ons geliefdes en ons wil weet wat in hulle lewens aangaan. Maar jy as 'n individueel wil nie gelei word deur jou gevoelens nie, deur jou emosies nie. Die Here sê dat jou emosies kan jou rondgooi soos golwe. Wanneer jy in doubt is, dan kan jy soos 'n double-sided man wees wat rondgegooi word deur die golwe van die lewe. Want die een oomblik voel jy goed, so jy reageer goed. Die volgende oomblik voel jy nie so goed nie, so dan reageer jy nie goed nie. So ons moet ons harte ondersoek en kyk waar is die leuns wat ingekom het, wat mense vir ons vertel het, wat ons nog steeds glo en dit omdat ons sleg voel. En baie keer reageer ons uit daai slegte gevoelens uit daai leuns uit. En die waarheid, waar ons die waarheid kry, die waarheid van jouself kry, die waarheid wat die Here vir jou sê, is in die woord van die Here. En dan weet jy, hierdie is 'n leuen, hierdie is nie van God af nie. Maar dit is mos maar nou natuurlik mens, wanneer iemand lelik is met jou, of jou nie ondersteun nie, of nie gelukkig is vir jou nie, dan maak dit seer. Veral is wanneer dit van vriendinne af is, of iemand wat naby jou is. Jy verwag 'n sekere ondersteuning en jy verwag daai liefde van hulle af en daai geluk en daai bystand. En dan kry ons dit noodwendig nie en dit maak ons seer en daardeur kan jy reageer deur te sê hoor hierso ons gaan nou nie meer vriende wees nie of hoor hierso wat ook al die geval mag wees, lelik wees met mekaar of so, wanneer jy reageer uit jou gevoelens uit en nie deur die waarheid nie. So as jy weet wat die Here vir jou sê, weet jy die Here sê dat jy is geliefd en dat hy is gelukkig vir jou en dat jy stap in oorwinning en nie die leuen wat jy nou op die oomblik glo deur hoe jy nou voel nie. So ons wil nie double-sided wees nie, ons wil nie deur ons emosies beheer word nie, want dan is ons onstabiel. Ons wil gegrondvestig wees in die woord van die Here en in sy wil, dan weet ons, maak nie saak hoe my dag loop nie, maak nie saak hoe my gevoelens is nie, ek lewe deur die waarheid en nie deur hoe ek voel nie, nie deur die emosies nie. Want die Here sê, kies my foon want nou eers hier overheat. So wanneer ons reageer uit ons emosies, reageer ons deur ons vlees en nie deur ons gees nie. So wanneer ons hart vir die Here gee, dan is dit 'n nuwe jy. Jou ou jy gaan dood en die nuwe jy staan op. Die spirit you, the new you with the Holy Spirit. Met ander woorde, ons wil reageer deur die gees en nie deur die vlees nie. En die emosies is ons ou natuur deur die vlees. So ons wil reageer deur God se wil en deur hom wat in ons is. So in Romeine 8 vers 8 staan daar: die wat hulle deur die sondige natuur laat beheers, kan nie die wil van God doen nie. In Galasiërs 5 vers 17 staan daar: wat ons sondige natuur begeer, is in teenstryd van wat die gees begeer. En die teenoorgestelde weer, wat die gees begeer, is die teenoorgestelde as ons sondige natuur. So ons moet fokus aan ons geesdeel. Ons moenie laat ons gelei word deur ons emosies, hoe ek voel vandag nie. Want hoe gaan ons vorder? Hoe gaan ons by daai greatness uitkom? Ons gaan altyd middel wees, ons gaan altyd mild wees, low wees. Want as jy eendag vol emosies is en die volgende dag is jy in die gees en die een dag is jy in die vlees en die een dag in die gees, dan is jy onstabiel en dan gaan jy nie kan vorder nie. Dis 5 trappe terug en 2 weer vorentoe. As ek een dag gesond eet en een dag ongesond, hoe gaan my vordering wees? Dis dieselfde met oefen, dit gaan vorentoe en agtertoe en vorentoe en agtertoe. So ons commit onsself op hierdie resies, hierdie wedloop wat God vir ons uitgesit het. En ons doen dit deur volharding en nie deur ons emosies gelei te word nie. Ons gooi die leuns weg van die vyand en besluit, hoorie, dit is nie wat die waarheid is nie. Maak nie saak hoe ek voel in die situasie nie. Dit is nie die waarheid van die Here nie. So dit is nie die waarheid in my lewe nie. So ons lees dan verder in, Galasiërs 1 vers 10 wat ons laasweek gelees het, van soek ons die goedkeuring van die mense of die goedkeuring van die Here. So as ons van mense die goedkeuring soek, dan gaan ons altyd op en af wees, maar wanneer ons volhard in hierdie resies en in die wedloop hardloop met
met die cloud of witnesses wat ons aancheer en God wat ons aancheer, dan kan ons by daai greatness kom, uit hierdie middel uitkom, uit hierdie lukewarm uitkom, maar by die Here se wil vir ons lewens uitkom. So, God did not give us a spirit of fear. Dit staan in 2 Timoteus 1 vers 7. He did not give us a spirit of fear, but of love, power and self-control. En party van die vertaling sê, a sound mind. So ons reageer uit self-control uit. Ons reageer uit 'n sound mind uit. Nie ons emosies nie. Ons wil stap in die krag van die Here en volhard in ons omstandighede om ons wedloop te voltooi. So my gebed vir jou is dan, hardloop jou resies met jou oë gefokus op die Here. Gooi weg die leuns van die duiwel. Glo die waarheid wat die woord van die Here vir jou sê. Word gelei deur die Gees en nie deur jou emosies nie. En dan sal jy daar uitkom wat die Here vir jou wil hê, sy wil vir jou lewe. En jy sal nie eendag in die wêreld wees en eendag in die Gees wees. Eendag in die vlees wees, eendag in die Gees nie, maar jy sal stabiel wees vir jouself en vir die mense rondom jou.